Okay, so kom ons doen so 'n bietjie algebra hersiening. So onthou, voordat ons net begin om sommetjies uit te werk en in te oefen, moet jy die wette van algebra ken, né? Die reëls van algebra. So dis hoekom ek sê, gebruik die geleentheid, hou jou werkboek oop voor jou, dat jy weer kan kyk hoe werk optel en aftrek, hoe werk maal en deel, hoe werk magte en wortels. Want as ons nie daai fondasie reg het, dan gaan jy nie die somme kan doen nie. Nie omdat jy dom is nie, net omdat jy nog, jou fondasie is nog nie reg nie. So, wat hier gebeur met optel en aftrek, moet ons onthou, jy mag net gelyksoortige terme optel en aftrek. So onthou, gelyksoortige terme moet dieselfde letters hê en die letters moet dieselfde eksponent hê. So dit maak nie saak wat die getalletjie vooraan is. So byvoorbeeld, enige x, maak nie saak wat voor die x staan nie, en met nog enige ander x is gelyksoortige terme. Maar x en x kwadraat is nie gelyksoortige terme nie, né? Of xy kwadraat is gelyksoortige terme met y kwadraat x, maar dis nie gelyksoortige terme met x kwadraat y nie, want alhoewel hulle dieselfde letters het, hierso is die y kwadraat, daar is die y kwadraat, daar is die x tot die mag 1, daar is hy tot die mag 1, maar hierso verskil die eksponente. Daai x en daai x het nie dieselfde eksponent nie, en daai y en daai y het ook nie dieselfde eksponent nie, so hulle is nie gelyksoortige terme nie. Maar gelukkig vir ons met die eerste net, is al drie van hulle gelyksoortige terme. Onthou net met die algebra, as daar nie 'n getalletjie vooraan staan nie, staan ons eintlik 'n enetjie. So as ek optel en aftrek by algebra, is dit soos wat jy alledaagse voorwerpe se optel en aftrek. 1 tafel plus nog 2 tafels plus nog 3 tafels bly tafels. Dis 6 tafels, dis draak nie waarskynlik 6 stoele nie. So die getalletjie vooraan kan ons optel en aftrek, maar die voorwerp, dit wat ek optel en aftrek, bly dieselfde. So as dit 'n A is voor die tyd, bly dit 'n A na die tyd. Dus 2 plus 3 plus 1 is 6. Okay, so dis nie 6a tot die mag 3 nie, dis net 6a. Dan hierso, sien ek kan nie nou net van links na regs optel en aftrek nie, ek moet my maatjies soek, né, my gelyksoortige terme. So daai ene, en daai ene, onthou, ons kyk altyd ook na wat die teken vooraan hulle is, van die teken, gaan vir my sê, wat is die sommetjie wat ek moet doen. So die sommetjie wat jy moet doen, dis 7m plus 3m. So 7m plus 3m raak 10m, met blye m. En dan hierdie is my ander gelyksoortige terme, die minus 8p plus die 3p. Sien, so ons kan nie net kyk, ons kan nie net sê dis 8p plus 3p nie. Jy moet na daai teken. So minus 8 plus 3 is minus 5. En dis dan ook die antwoord se teken waaraan daai twee terme van mekaar skei. As die antwoord net 5p was, dan sou ons sê dis plus 5p, positief 5p. Okay. En met die ene is dit net baie belangrik, met alle algebra, net soos met die heelgetalle, moet ons onthou van ons volgorde van bewerkings, né? So voordat ek kan optel en aftrek, moet ek eers maal. So sien jy, daai maal sommetjie moet eers plaasvind. So die res bly nog dieselfde, en dan kyk ek 2c maal b, onthou jy kan altyd maal. En al wat gebeur is, daar staan ons eintlik 'n enetjie voor aan die b. So as jy die getalle maal met mekaar, 2 maal 1 bly net 2, en c maal b, ons sit hulle net teenoor mekaar. C maal b raak cb, maar ons skryf dit alfabeties, so ons sê dis bc. Okay. Net wanneer ons dieselfde letter maal, dan plus ons die eksponente. So sê nou maar dit was 2c maal c, dan sou dit 2c kwadraat gewees het, want jy sou die eksponente met mekaar geplus het. Okay. En dan plus 4cb, en sien nou het ek 'n klomp goed wat gelyksoortige terme is, so nou kan ek sê minus 3 plus 2 is minus 1, plus 4 is 3, en hierdie ene kan ek hou as cb, maar jy kan hom ook die volgorde verander het as jy wou, dis mos net beter om het, dis wiskundig korrek om het alfabeties te skryf, so cb en bc is dieselfde ding, so dis dan 3bc. Maak dit sin? Het jy vergeet van jou volgorde van bewerkings? Ja. Doe maar wat.
Maak jy die fout nou, dan maak jy dit nie weer in die eksamen nie. Ek wil amper vir jou sê, wanneer jy besig is met breuke, heelgetalle of algebra, skryf die volgorde van bewerking sommer op jou papier vir jou, dat jy onthou, jy moet dit in ag neem. Het jy enige vragies sover oor die optel en die aftrek en die maal? So Tannie, nee, ek het dit daar. You're right. Okay, so hier het ons nou sommer net so 2 ekstra voorbeelde gedoen so om julle te help om nommer 4.5 en 4.6 te kan doen, maar kom ons merk hulle gou. So daai eerste een, onthou soos wat ek nou vir hom gesê het, met algebra, net soos met heelgetalle, net soos met breuke, moet jy jou volgorde van bewerkings onthou. So skryf jou volgorde van bewerkings ergens op jou bladsy neer dat jy dit onthou. So met ander woorde, hier het ons 'n maalsom en het ons 'n magtesom. Jy moet volgorde van bewerkings eers magte doen en dan kan jy maal. So jy gaan eers daai sommetjie daar moet gaan uitwerk. So onthou, as ek daai ding kwadreer, dan beteken dit dis basies daai hakie maal met homself. So dis basies soos om te sê 2x maal met 2x. Nee, dis wat daai tot die mag 2 mos beteken. So 2 tot die mag 2 beteken dis 2 maal 2 is 4 en x tot die mag 2 is, onthou dis die binneste eksponente wat jy met die buitenste eksponent maal. Onthou julle daai. Jy doen dit eintlik met daai 2 se eksponent ook. So dis hoekom ons sê dit is dan 2 tot die mag 2 en x tot die mag 2. Want 1 maal 2 is 2 en 1 maal 2 is 2. Maar ons hoef nie hierdie stap te wys waar ons sê dis 2 tot die mag 2 nie. Jy kan maar net sê 2 tot die mag 2 is 4 en dan x tot die mag 2 en dit moet jy dan nog gemaal het met die 3x. So ek het nou maar net die 2 omgeruil. Kom ons kyk, het ek net hierdie, nee, ek kan nou nie daar skryf nie, so gaan nou maar net hier onderaan aangaan. So nou as ons maal, onthou jy kan altyd maal, jy maal jou getalle en dan maal jy jou letters. So 4 maal 3 is 12 en as jy dieselfde letter maal, dan plus ons die eksponent. Onthou, daai se eksponent is eintlik 1. So x tot die mag 2 maal x is x tot die mag 3. So jy moet, sien julle, hy tel 'n bietjie meer stappe. Dis hoekom hy 'n bietjie meer stappe tel. Is onthou, jy kan nie net vir hulle die antwoord gee nie, jy kry punte vir jou stappe. Hy tel byvoorbeeld 3 punte. So jy sou, 3 punte. Heel moontlike punt gekry het vir daai die 4 en dan die x kwadraat en dan sou jy 'n punt gekry het vir die 12x tot die mag 3, jou finale antwoord. So jy moet vir hulle jou stappe wys. Kyk dan met hierdie enetjie, onthou soos wat ons hierso gesien het, met ons voorbeeld wat ons gedoen het, jy kyk mos met jou volgorde van bewerkings altyd of jy nie eers kan vereenvoudig wat in jou hakkies staan nie. Maar daai 2 is nie gelyksoortige terme nie, want gelyksoortige terme moet dieselfde letters hê en die letters moet dieselfde eksponente hê. So die x kwadraat het nie dieselfde eksponent as die x nie, sy eksponent is die enetjie. En dan doen jy die induik en swem sommetjie of die tronk sommetjie wat jy kyk, so induik en swem of tronkie sommetjie, die een wat vooraan is, moet ingaan en al twee uit dieselfde gaan uithaal. So daai ene spring oor en hy gaan haal eers die een uit die eerste sel uit en dan haal hulle weg. En hy gaan haal hom uit deur hom uit te maal. So jy kyk 2x maal x kwadraat raak 2x tot die mag 3 en dan hardloop hulle weg. So jy skryf daar antwoord neer. Dan moet hy weer teruggaan en die ander ou uit die ander sel gaan uithaal en hy gaan maal hom weer uit. So 2x maal 3x, 2 maal 3 is 6. Ag, skus 2 maal minus 3 is minus 6 en x maal x, onthou, met die eksponente plus, dan raak dit 'n x tot die mag 2. En daai is weer nie gelyksoortige terme nie, so jy kan nie hulle verder vereenvoudig nie, jy los jou antwoord net so. Dis waarvoor jy jou 2 punte kry. Jy kry jou 1 punt vir daai term en jou 1 punt vir daai term. Wat maak jou die mekaar? Ja, right. Jy kan maar sê. Dis mos nou 'n hele geleentheid om te leer, so jy moet vra as jy vra het. Dis
Hier is 2x tot die mag 3 minus 6x kwadraat. Daar is jou antwoord. Ok, nou hier dieselfde tipe ding. Jy kan nie daai, jy kyk altyd, kan ek nie in my breek vereenvoudig die teller en die noemer nie. Maar daai twee is die gelyksoortige terme nie, so jy kan nie hulle optel en aftrek nie. Dan doen jy soos wat ons hierso gedoen het, jou split breuke. So wat gebeur is, jy split daai breek, as daar 2 terme bo die lyn is, dan split jy hom op in 2 afsonderlike breuke. As daar 3 terme bo die lyn is, dan split jy hom op in 3 afsonderlike breuke, wat jy dan elkeen apart gaan vereenvoudig. So byvoorbeeld, sê nou maar dit was die som, dan het jy hom opgebreek, dis daai 1 op die noemer. Dis die teken wat tussenin kom, en dis jou tweede breek. So jy vat eintlik maar daai term, sit hom op die noemer. Vat daai term, sit hom op die noemer, en vereenvoudig elkeen van hulle afsonderlik, en weet, jy is nie veronderstel, as jy nie voor die tyd dit kon optel en aftrek nie, dan moet jy dit ook nie na die tyd kan optel en aftrek nie. Ok, so hierso split ek hom op, hierdie is my 1 breek, die 16x tot die mag 4 op 8x, dis die teken wat tussenin kom, en daai is my tweede breek, 8x tot die mag 3 op 8x. En dan vereenvoudig jy elkeen van hulle afsonderlik. So onthou die getalle deel jy normaalweg, né? 16 gedeel deur 8 is 2. En as jy dieselfde letters deel, dan trek jy die eksponente van mekaar af. Onthou daai eksponent aan die onderkant is die enetjie. So x tot die mag 4 gedeel deur x tot die mag 1, of maar net x, is x tot die mag 3. Ek trek daai 2 eksponente van mekaar af. En dit is aan die teken tussenin, en dan vereenvoudig ek my laaste breek. 8 gedeel deur 8 is 1. Jy kan daai 1 byskryf, jy hoef hom nie daar te skryf nie. En dan x tot die mag 3 gedeel deur x, trek ek net die eksponente van mekaar af, dan raak dit x tot die mag 2. Jy hoef nie daai 1 daarby te skryf, hoor? En dis jou finale antwoord. Jy kan hom nie verder vereenvoudig nie. Dis 2x tot die mag 3 minus x kwadraat. Dis waarvoor jy jou 2 punte kry. 1 punt vir daai term en 1 punt vir daai term. Julle alright met daai? Ok, probeer gou vir my die volgende 3. Ok, so ons het nou al 'n bietjie gekyk na die magsverheffing. Onthou, tot die mag 3 beteken dus daai ding maal met homself 3 keer. Maar ons hoef dit nie so te doen nie. Jy moet net onthou, jy moet alles binne die hakkie se eksponent verhef of maal met 3. So daai 3 het ook 'n eksponent. Jy skryf hom basies as minus 3 tot die mag 3. En dan moet jy dit maal met die x se eksponent. Die 2 maal die 3 raak 'n 6. En die y se eksponent is eintlik 'n enetjie. So 1 maal 3 raak 3. Maar jy gaan nie jou antwoord so los nie, want ons kan uitwerk wat is minus 3 tot die mag 3. So onthou, minus 3 maal minus 3 maal minus 3 is minus 27, x tot die mag 6, y tot die mag 3. Kom nou right met hom. Dan as jy wortels het, onthou met wortels moet jy weer kyk, watse getal moet ek 3 keer met homself maal? Nie maal met 3 nie, 3 keer met homself maal, om vir my dit onder die derde magswortel te gee. En hierdie, ons het in elk geval gesien, dis minus 3, né? Want minus 3 maal minus 3 maal minus 3 gee vir my minus 27, of dit kan jy maar net in jou sakrekenaar intik. En wat die eksponente aanbetref, jy moet altyd jou eksponent deel deur daai getalletjie buite die wortel. So dis 'n 3 gedeel deur 3, wanneer nie 'n x nie 'n a, sorry. Raak dan 1. 3 gedeel deur 3 is 1, so a tot die mag 1, of jy kan maar net skryf a. En dieselfde met die b, die 12 gedeel deur die 3 raak dan b tot die mag 4. So daai antwoord is minus 3a b tot die mag 4. Dan hierso, jy moet, as daar 'n sommetjie onder jou wortel is, net soos met in jou hakkies, kyk altyd eers of jy dit nie kan vereenvoudig nie. Hierdie kan jy vereenvoudig, want hulle is gelyksoortige terme. Die 2 het dieselfde letters, en die letters het dieselfde eksponente. So ons gaan dit eers vereenvoudig. En onthou, as jy optel en aftrek,
Dit wat jy optel en aftrek bly dieselfde, dis net die hoeveelheid van hom wat gaan verskil. So 64 plus 36 is 100 en dit bly 'n x tot die mag 6. Dan onthou jou vierkantswortel het ons eintlik 'n denkbeeldige tweetjie daarso. So as jy die eksponente doen, dan moet jy dit deel deur 2. Maar vir die getalle werk dit normaalweg die vierkantswortel van 100, so watse getal maal met homself of my 100 gee. Dis 10, 10 maal 10 is 100 en dan gaan ons die x se eksponent maar net deel deur 2, dan raak dit x tot die mag 3. En sien hy tel 'n bietjie meer punte, want jy gaan 'n punt kry vir daai tussenin stap ook. So jy kan nie net vir hulle die finale antwoord gee nie, jy moet daai tussenin stap vir hulle ook wys. OK. Probeer gaan vir my aan met daai laaste enetjie. Stel maar dis is 2x tot die mag 3 plus 2x tot die mag 4. Plus jy dan nie tot die mag. Nee, jy kan nie. As hulle nie dieselfde eksponente het nie, soos wat ons hierso gehad het, dan los jy dit net so, jy kan hom nie verder vereenvoudig nie. OK, en dan so, ek het hierso nog 'n ekstra enetjie vir julle bygesit, want julle moet substitusie ook kan doen, maar kom ons merk net vir 4.10. Onthou, vereenvoudig altyd eers in jou hakkie. Dis net soveel makliker as om eers die kwadraat te probeer doen, maar jy kan in elk geval nie die kwadraat doen as daar 2 terme daarbo is. So jy gaan nou eers vereenvoudig en hy tel 5 punte, maar moenie laat hierdie een groot som jou so laat skrik dat jy dit nie eers probeer nie. Want soos wat julle nou al gesien het met die voriges, jy kry punte vir jou stappe. So al kan jy net 1 stap doen. Dis 1 punt uit 5, dis beter as 0 punte uit 5, want julle sal sien met hierdie groter somme, die individuele stappe in die som is maklik. Dis net, dit lyk moeilik omdat dit so baie is. So byvoorbeeld hierso sal ons nou eers die breek vereenvoudig het. So ons sal eers vereenvoudig in die teller. Nou as ek net vir jou daai optelsommetjie gegee het, dan het jy hom lag gedoen, né? Onthou, dis gelyksoortige terme, so jy kan daai vereenvoudig. 12x tot die mag 3 minus 3x tot die mag 15x tot die mag 3 minus 3x tot die mag 3 is 12x tot die mag 3. Dit was nie moeilik nie. Nee. Selfe onder die lyn as jy maal, onthou minus 6 maal 4 is minus 24 en x tot die mag 1 maal x tot die mag 2 is x tot die mag 3. Nie moeilik nie, baie eenvoudig, maar al het jy net dit gedoen, het jy al klaar 2 uit die 5 punte gekry. Wat kan jy? Ek kan nie lekker dat so O, as dit x tot die mag 3. ja, kom ons vat 'n ander keer. 12 x tot die mag 3 bo die lyn op minus 24 x tot die mag 3. Nou, jy moet die eksponente as jy maal, plus jy die eksponente met mekaar. OK, en nou, weer gaan ons eers ons breek vereenvoudig. So, 24 kan nie gelyk opdeel in 12 nie. Wat beteken jou antwoord gaan 'n breek wees. 12 op minus 24 kan jy vereenvoudig na minus 1 op 2. 12 kan in 12 indeel 1 keer en 12 kan in 24 indeel 2 keer. So jy kan dit ook intik in jou kalkulator. 12 op 24 gee vir my 1 op 2. En dan die x se vereenvoudigheid. As daar eweveel x'e bo en onder die lyn is, dan kanselleer hulle mekaar uit, né? Want onthou enige iets gedeel deur homself is net 1. So daai x tot die mag 3 bo die lyn en x tot die mag 3 onder die lyn kanselleer mekaar uit. Nee, niks. Want x beteken, as jy daar skryf x, beteken dit, daar is 1 meer x bo die lyn as onder die lyn. En daar is nie 1 meer x bo, daar's geen meer x bo die lyn as onder die lyn nie. Onthou ook, as jy daai twee se eksponente nou van mekaar sou aftrek, soos wat ons mos nou doen. 3 minus 3 is 0. En enige iets tot die mag 0 is 1. So jy sou net 'n enetjie daar gehad het en 1 maal 1 bly in elk geval 1. So hy sou nie die waarde van jou antwoord verander het nie. Dis hoekom ons hulle kan uitkanselleer. En nou is dit net daai ding tot die mag 2. So dis basies daai ding maal met homself. 'n minus maal 'n minus raak 'n plus en 1 tot die mag 2 bly 1 maal 1 is? Oh.
Eerder daai fout nou maak as Vrydag. En 2 nie, dis nie 1 maal 2 nie, dis 1 tot die mag 2, dieselfde daar, 2 tot die mag 2 beteken as 2 maal 2 is? Dis 6 dan. Ag man, wil dit 'n minus wees of 'n positief? Dit moet 'n positief wees, want onthou jy moet die minus ook kwadreer, né? En 'n minus maal 'n minus raak 'n positief. En ek sukkel 'n bietjie met tot die mag dan nie. Ek weet nie hoekom dit maak net nie mekaar. Maar as jy ons klein woord gesukkel met dit, miskien op die algebra, dan maak dit net brein en nie mekaar. Met die getalle. Nee, dan net soos oor die algemeen nou. Vandat ek het aangekom het, dan sukkel ek sommer met tot die mag. Maar wat is 'n deel van tot die mag? Alles, dan jy net soos dit maak net mekaar. Jy moet net onthou met 'n tot die mag, dit beteken as daar staan 2 tot die mag 2, beteken dit is daai ding maal met homself. As daar staan 2 tot die mag 3, beteken dit is daai ding maal met homself 3 keer. So dis nie 2 maal 3 nie, dis 2 maal 2 maal 2, dis 2 maal met homself 3 keer. En dan 2 maal 2 is 4, maal nog 'n 2 is 8. Dan ek het stupid wat gemaak. Ek het daar nou by 12x tot die mag 3, om dit soos daai alle stappe weg. Maar toe het ek nie vir eenvoudig, toe ek dadelik in die hakies. Jy kon dit dadelik, jy kon nou. As daar een term bo die lyn is en een term onder die lyn, kan jy verhef tot die mag 2 dadelik en dan jou breek vereenvoudig, maar jy sou nog steeds by 'n kwart moes uitkom. Ja, ek sal nou gou kom kyk wat het jy daar verkeerd gemaak. OK, en dan hierdie substitusie. So onthou as hulle vir jou sê, so onthou nou, dis hoekom ons praat van ons letters as veranderlikes, want ek kan hulle waarde kies. Ek kan hulle waarde verander. So as ek vir jou die waarde gee vir A en ek sê vir jou bereken dit, dan sit jy altyd daai waarde wat hulle vir jou gee in hakkies. Want onthou 4A beteken dus 4 maal A. OK, leerwerk. Hier is die konvensies van algebra, dis die reël, die wet van algebra. 4A beteken dus 4 maal A. So met ander woorde, ek moet daai waarde wat ek het vir A, moet ek in hakies daar gaan insit. Dat dit 4 maal A se waarde is. Almal alright met dit wat ek nou daar gedoen het? OK, dan gaan vereenvoudig jy. Nou volgorde van bewerkings eers maal, dan optel. Dan jy hierdie nou substitusie. Ja, hierdie is substitusie, ja. So 4 maal minus 3 is minus 12. Minus 12 plus 1 is minus 11. En minus 11 tot die mag 2 is dieselfde as minus 11 maal minus 11 is positief 121. OK, so hierdie is al die algebra wat julle vir vraestel 1 moet kan doen. Dis optel, aftrek, maal, die distributiewe maal wat jy dit inmaal in die hakie in. Dis deel, dis distributiewe deel, daai wat jy dit opbreek, die splitbreuke. Dis die wortels, dis die magte, dis die gemengde voorbeelde en dit is substitusie. Al hierdie goeders moet julle kan doen vir Vrydag se toets. So is julle alright met dit? Oor watter van hierdie goeders het julle nog hulp nodig?